Goeiemiddag. Dit is weer eens Gideon hier uit die hoekie van Eensames hier by Projek Nehemia. Ek wil vanmiddags graag ietsie deel, terwyl dit so heerlik reën en die weer dreun daar buite en ons geseën word met reën, is daar iets wat ek weer wil deel met ons mense. Hierdie videoetjies en grafieke wat ek besig is om saam te stel is net 'n poging om bewusmaking te skep by ons mense. Dit wil sê by ons medevolksgenote. Wanneer ek hierdie grafieke wat ek hier wys, dis maar ouerige grafieke. Dit is maar oor die jare opgebou, die syfers wat ons daar sien, die statistieke is statistieke wat van verskeie bronne afkom. Maar om mee te begin is dat ons is 'n redelike diep moeilikheid. In die land is ons besig om allerhande keerwalle te gooi. Mense wil dat die Kaap afstig, ander wil seseer, ander soek selfbeskikking. Maar ons het ander probleme ook. Ons het olifante in ons kamers waarvan ons ook nie altyd praat en waar ons dan ook die groot krisis uitlig nie. En een van die groot krisisse is die feit dat in 26 jaar se tyd het ons van 45.000 arm werklose tussenwerke blankes, het ons statisties in 2020 is ons iewers ongeveer 1 miljoen tussenwerke, werkloos en of in armoede vasgevang. Ek dink die vraag wat ons moet afvra is dat kospakkies en voeding is uiters belangrik. Ons mag dit nooit minderwaardig ag nie. Waarna ons moet kyk is dat wat het ons gedoen oor die 26 jaar? Ons is nou in COVID tyd en ons hoor van 'n first wave en ons hoor van 'n second wave en die vet weet of ons nog 'n third wave en 'n fourth wave gaan kry. Dit maak nie saak nie. Wat ons betref, as ons kyk na ons statistieke, dan gaan ons deur golf op golf op golf en die golwe word net groter. En dit is oordonderend op hierdie stadium van die wedstryd in so mate dat mense wat kospakkies uitdeel, myself wat in die onmiddellike nood probeer verskil maak met kospakkies, ons brand vas. Want ons skielik kan ons nie meer vir mense byvoorbeeld 'n 500 of 'n 6 of 'n 7 of 'n 800 rand kupon gee nie. Ons moet nou die kupons verminder en ons moet hulle gee 400 rand, 350 rand, want daar is nog 'n ander gesin ook daar buite wat nodig het om gehelp te word. Nou, ons hoor baie die terme van radikale ekonomiese hervorming, veral met Ramaphosa sedert hy aan bewind gekom het. En dan hoor ons ook die geluide van swart bemagtiging, regstellende aksie. So onlangs so 16 Desember 2020 het hy blykbaar weer hierdie geluide gemaak volgens die media. En uit die aard van die saak met COVID het ons gekom ook by die feit dat 'n paar duisend van ons mense het hulle werke verloor. En die klein sirkeltjie waarin ek werksaam is 'n hele paar gesinne wat veral die man nou tans werkloos is. Daar is vroue wat 'n bietjie geldjie inbring, maar dit is absoluut nie voldoende om hulle skulde te kan dek nie. Daardie mense was in onmiddellike nood gewees toe ons in lockdown gegaan het. Vandag is van daardie mense nou nie net in onmiddellike nood nie, hulle is in 'n krisis vasgevang, want werke word skaarser en nou met 2020 en die verdere inperking reëlings en die toerismebedryf en al daardie plekke wat mense hulle vakansieplekke gekanselleer het, waar daar 'n glimmer van hoop was dat ekonomiese herstel kan begin. Daardie kersies is ook geknip. So waar laat dit ons? En die vraag wat ons moet vra, waar gaan ons in 2025 staan? Hoe gaan ons hierdie hele krisis van ons benader? Want dit is 'n krisis, dit is 'n volkskrisis hierdie, dit is nie 'n een-man krisis of 'n twee-man krisis, hierdie is ons volk se krisis, dit is ons mense. Herhalende nood, ja, wat word bedoel by herhalende nood?
Dit is mense wat kort, hy kry 'n werk en dan vir 'n tyd lank gaan dit goed en dan na so klompie maande of dalk 'n jaar dan moet hulle weer gehelp word want die plek wat hulle gewerk het weer afgeskaal en dan is hulle deel van herhalende nood. Soms ek kwalifiseer 4 keer per jaar is mense wat ook op herhalende nood kom en dan het ons die afhanklikheidsprobleem wat ons gekweek het. Ons moet maar net gaan kyk hoe lyk dit in van ons voorheen wat witplakkerskampe was wat vandag eerder die term nedersettings voor gebruik word. Ons mense hulle sit in afhanklikheid. Ons mense, daar is nie werk vir ons mense, dit is 'n realiteit. Hier en daar is daar werk vir mense. En dan vat hulle dit, maar die salarisse is baie klein, so hulle is eintlik in armoede nog steeds. Hulle is onder die verdienste, onder die broodlyn wat hulle verdien. So hulle word ook nog gevoed en ek reken dit is ook dan reg so. Ek dink die probleem wat ons moet aanspreek is, hoe gaan ons hierdie golf laat afplat? Ons kan nie dat die golf net voortstie nie. Iewers moet ons afplat, want as ons kyk na wat in die land aan die gang is, en ons kyk na die moontlikheid dat die staat se koffers gaan leeg hardloop, en wat gaan word van die SASSA, wat gaan word van die kindertoelaag, ouderdomstoelaag, al hierdie tipe van dinge, dit is 'n donker scenario, maar dit is 'n moontlikheid, dit is nie te sê dit sal gebeur nie, maar dit is 'n moontlikheid. Wat het ons in plek? Is daar 'n program van rehabilitasie? Kan ons mense begin rehabiliteer om in 'n mate selfsorg te begin beoefen? Kan ons hulle kry om in 'n mate mikro-ekonomiese inkomste genererende praktykies te begin, entrepreneurskap? Ons het reg oor die land het ons entrepreneursopleiding wat deur die staat gefinansier word en gesubsidieer word. Ons mense het nie werklik toegang daartoe nie. So hier en daar kan ons dalk nog van ons mense kry om daar in sodanige opleidingsentrum vir 'n week of 2 weke 'n kursusie te gaan loop, entrepreneurskap toerusting te kry, maar dit is skaars soos hoendertande. Wat gaan ons doen? Wat is volhoubare ontwikkeling? Ons hoor van kibbutze. Ons sien hulle nog net nie. Ons sien dat mense praat van hervestiging van ons mense. Dit wil sê, hulle uit die nedersettings gaan haal of uit die kampe uit, of so sommige mense na dit verwys as konsentrasiekampe. Daar is mense wat fondse insamel vir dit. Ek dink die enigste vraag wat ons onsself moet afvra is dat ons moet begin vir mekaar die inligting uitruil, dat ons weet hoeveel van ons mense is al reeds verskuif uit kampe uit, hoeveel van hulle is op nuwe plekke ingebring waar hulle begin groentetuine doen, waar daar al reeds bietjie lewende hawe is, waar hulle al begin om hulle eie klere te maak, waar begin hulle met hulle eie inlegprosesse waarin hulle kos preserveer. Al hierdie vrae is wat ons kan vra. Dit is nodig dat ons hierdie vrae vra. Is uiters belangrike vrae wat ek nou hierso self afvra. Kan dit gedoen word? In my hart glo ek 100% dit kan gedoen word. Die vraag waarmee ons onsself moet toerus en klaarheid kry is, gaan ons 'n paradigma skuif? Gaan ons 'n paradigma stap neem? Gaan ons ook soos 'n solidariteit help en aan sê ons sal self? Gaan ons op grondvlak, gaan ons ook omdraai en sê, maar ons sal hier op grondvlak sal ons ook self ons mense help en hulle toerus om selfversorgend te raak. Ons gaan nie ryk word nie, ons gaan nie weer finansiëel wel wees nie, maar een ding is baie seker, ons gaan ons mens en ons waardigheid weer terugkry. Ons gaan voel dat ons is nie net meer bedelaars nie. Dit kan gedoen word en ek dink ons sal volgende keer 'n bietjie oor dit gesels en ek poog om nie oor 10 minute te gaan nie. Ek het soveel op die hart wat ek wil deel oor die 16 jaar wat ek ervaar het en ek sal dit so tussendeur doen, maar intussen tyd, as ons nie hierdie kurf kan
afplat nie, dan gaan ons 'n probleem hê in 2025 en sal ons kan sien dat net op 'n eenvoudige projeksie gaan daar dan byna 200,000 meer mense moet wees binne in ons armoede werkloosheidskrisis vasgevang sit. Dit is astronomiese syfers, maar hoe ver ek reg is of verkeerd is, dit maak nie saak nie. Die feit is dat ons het 'n duidelike opwaartse stygende kurwe wat ons tans ervaar, en dit gaan nie beter gaan in 2021 nie. Tussentyd 'n geseënde dag verder vir elkeen wat na die video kyk, en soos ek voorheen gesê het, ek sal enige kommentaar verwelkom, enige navraag verwelkom. Julle mag my kontak en vir my dan selfs per WhatsApp kontak. Ek vat nie telefoniese oproepe nie, maar jy is welkom om vir my ook op die kommentaar deeltjie te vra. Ek sal ook my selfoonnommer verskaf. Seëngroete tot 'n volgende keer.